Welkom by die Klipkouers Potgooi, waar ek gereeld gesels met Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Laat die wiele rol. Morney Passon is die verpersoonliking van 'n klipkouer en die ideale persoon om 72 km per dag fiets te trap vir 72 opeenvolgende dae. Dit doen Morney ter ondersteuning van The Character Company, wat mentorskap aanbied vir jong seuns wat groot word met 'n afwesige pa. Morney Passon is 'n merkwaardige langase, het al 72 marathons afgelê op 'n trapmeel, oftewel 'n treadmill, ter bewusmaking van motorneuron siekte. En in 2015 selfs die Comrades voltooi op 'n passasiersskip in Alaska, van alle plekke. Morney beskik egter nie alleen oor ongelooflike fisiese uithou vermoë nie. Sy geestelike deursettingsvermoë is onlangs ook deeglik op die proef gestel, met die skielike heengaan van die groot liefde in sy lewe. Hier is sy hartroerende en baie inspirerende verhaal. Lekker leer en lekker luister. Morney, welkom hier by Klankbank. Is lekker. Ek het nou, ek dink jy is my derde ou nou hier so in my eie ateljee. So is baie lekker om jou hier te hê. Dit is 'n groot voorreg, Jacques, baie dankie. Maar jy het 'n awesome storie, maar vertel my eers, waar het alles begin? Waar het jy groot geword? Wat is die pad wat jy gestap het na waar ons nou hierso sit? Ek is Jacques, ek's 'n ou Klerksdorper, so ek's 'n ou mielieboer. In die wat was dit, die ou Wes-Transvaal, Noordwes. Western Bazaars ook. Western Bazaars. Hoekom het Western Bazaars? Western Bazaars, net so. En ek het was in Laerskoolmaringspark in Klerksdorp, Hoërskool Westfalia, daar gematrikuleer toe ek universiteit, op Potchefstroom Universiteit. En na universiteit het ek teruggegaan, ek het by die destydse Health and Racquet Club in Klerksdorp, het ek gaan werk. En dan gee ek my ouderdom weg, want dit is donkie jare terug. Ek wil sê, ons wat weet wat Health and Racquet Club was daai tyd, né? Voor Virgin het oorgeneem. Presies. En Virgin het Klerksdorp Club nie oorgeneem nie. So daai klub sou toegemaak het. En ons was nie seker gaan die klub toemaak of nie. En in daai tydperk het die skool waar ek skool gegaan het, Hoërskool Westfalia, hulle het vir my 'n pos aangebied as sportbestuurder by die skool. So ek het die fiksit van die eerste spanne gedoen en 'n bietjie al die admin rondom die sport gedoen by die skool, al die sportreëlings. Ek sport maar, ek hou van sport. Maar dit is nou nie 'n L-onderwys in ons hierdie nie. Ek wil die feit dat jy die span bestuur, ek wil sê dit klink vir my bietjie voor sy tyd amper. Dit was 'n bietjie voor sy tyd as ek nou terugdink in vandag se terme hoe die skole, ek meen absoluut. Is amper 'n besigheid. Dit is 'n besigheid, absoluut. En dit was my ongelooflik lekker. Ek het dit verskriklik geniet. En ek het meeste van die skoolkinders geken, want meeste van hulle het by die Health and Racquet Club gewerk, om toe dan weer saam met hulle by die skool te wees, op 'n ander vlak betrokke te wees. Dit was great. Dit was 'n absolute voorreg. Dit verskriklik baie geniet, en veral die toere, die sportbyeenkomste, dit was net great. Ek het dit verskriklik geniet. Maar ek kom uit 'n onderwyshuis uit, so ma en pa, sussie, almal was onderwysers. En ook Klerksdorp. Jou ouers is hulle gebore en getoe. My ma het by Laerskoolmaringspark skool gehou vir 45 jaar by dieselfde skool, kan jy dit glo? Yes. En my pa was by Stilfontein Hoër vir klomp jare gewees, onderwyser daar. Stilfontein het net by dit Klerksdorp. En my pa het vir rukkie die onderwys gelos en hy is toe terug onderwys toe. Hy het by Malden Hoërskool in die laaste 10 jaar van sy werkslewe het hy daar skool gehou, maar ek wou nog altyd Alaska toe gaan. So dit was een van my drome. Wat het dit getrigger? Ek weet nie, ek dink is die natuur skoon. Ek hou van die buitelewe, so daar's iets oor Alaska. Ek weet nie of die bere is of die salmon wat daar in die riviere rond swem en of wat dit was nie, die ongelooflike ysgletsers, maar iets het my aangetrek en ek wou daartoe gaan. En ek het besef met 'n onderwyssalaris, ma en pa en almal wat daarin is, en ek wat in 'n onderwysomgewing gewerk het, dit gaan nie gebeur nie. En ek het toe aansoek gedoen om op skepe te gaan werk as personal trainer. En dis my agtergrond, dis wat ek geswat het. So ek het toe, lang storie kort, ek het toe opgeëindig op die skepe. Aan my eerste kontrak was ek nie Alaska toe nie, maar my tweede kontrak wel. Yesie, maar is dit per ongeluk, of is dit, ek wil sê daai georchestreerd, altyd die aksieplan was? Ek dink ek het dit so goed gevisualiseer dat dit moes gebeur het. Ek het net geglo ek gaan opeindig. En eerste kontrak Caribbean en bietjie Mediterranean deurgevaar, natuurlik gewerk, maar jy's gewoonlik op die skepe is jy vir 'n paar weke of maande in dieselfde omgewing.
En in die omgewing waar ek gewerk het, het ons gewoonlik 1 keer 'n week het ons 'n dag afgehad. So as jy vir 3 maande in die Karibiën is, elke dag van die week is jy op 'n ander dag van die week af. Dis dalk 'n 7 dag cruise, maar jy het elke dag oor die 3 maande tydperk het jy tyd om die hele plek te verken. Yes. Dit was amazing en 'n ongelooflike groot voorreg. Ek het dit regtig geniet en baie geleer en ook baie van die fiksheidbedryf geleer, want onthou as jy as 'n personal trainer op land werk, dit klink dalk vreemd, maar jy wil jou kliënt so lank as moontlik behou, want jy weet jy jou besigheid behou, want jy wil hom volgende jaar weer sien. Hy moet terugkom. Op die skepe het ek vir jou sê, ek het amper 'n kort pad na baie dinge geleer, want jy het 'n kliënt net vir 7 dae op 'n skip, of as jy gelukkig is 14 dae. En ek het baie geleer en hoe om veral in daai omgewing dinge op 'n ander manier te doen, om dalk bietjie vinniger resultate te kry, maar ook hoe om vinniger vir jou 'n goeie kliëntebasis op te bou. Ek het daar het ek geleer heeltemal buite my gemaksone om met mense te praat. Ek hoef nooit voorheen, dit was altyd vir myself toe ek by die skool was, 'n uitdaging om voor 'n groep mense te praat op skool. Mense wat my goed ken sal weet, ek het dit gehaat. Ek was bang om voor mense te praat. Ek kon nie my mondeling in die klas doen nie, want dit was net nie vir my nie. Ek moes dit pouse gaan doen het, want waar daar nie... Yes, dis ekstreem, nee. Ek kon dit nie doen nie. Ja. En toe skielik op die skepe, een van die beste maniere op die skepe, in die gym op die skip, om vir jou kliënte te werf, want ek meen, kom ons sê eerlik, jy gaan op 'n cruise gaan om te gaan gewig verloor. Jy wil gaan cocktails drink. En ek het nou R100,000 wat ek reeds gaan blaas. Nou moet ek nog presies. Jy wil my six-pack. Ek wil jy my six-pack werk. Nee, glad nie. Inteendeel, jy wil net 6 biere gaan koop. Ja, ja, daai six-packs. So, ek het toe geleer om seminare op die skip aan te bied. So jy kry 'n onderwerp vir die dag, kom ons sê, secrets to a flat stomach. En jy gaan bied 'n seminar aan op 'n tyd waar daar nie veel ander goed op die skip gebeur nie. En so het ek kliënte gewerf, as mense hou van wat jy sê, en ek het natuurlik geleer om beter en beter en beter te raak daarmee. En as jy gehoor hou waarvan jy sê, dan boek jy vir hom 'n personal training sessie in en verkoop 'n klomp produkte aan hulle in dieselfde tyd wat hulle kan baat. So ek het baie geleer daar en ongelooflike vriende opgebou in daai omgewing. En ook om nou saam te werk, want op die skepe wat ek gewerk het, daar's chiropractors, daar's fisioterapeute, masseerterapeute, natuurlik skoonheidsterapeute, ensovoorts, naaldtegnikuste, maar baie geleer van hoe nou in daai omgewing saam met mense te werk. En ek dink die grootste leerskool wat vir my was, soveel nasionaliteite. Nou ek het later het ek spa direkteur geword, spa bestuurder geword. En een van die spas wat ek bestuur het, was 65 mense in die span, 65 nasionaliteite. Jo. 65 persoonlikhede en almal werk saam, almal bly in die omgewing baie nou saam en daar was nooit probleme nie. Dis ongelooflik. Dit is maar hoekom nie? So daar's obviously 'n leierskap, ek dink styl en natuurlik is dit juis om met ouens so die verskille as aantreklik kan maak. Ek dink daar's 'n paar aspekte. Een daarvan is ek het altyd geglo die leier van die span dis nie sy span nie, dis ons span. So dit is altyd belangrik dit is ons doen dit saam. En die belangrikste ou in daai omgewing is definitief nie die bestuurder nie. Hy is die minste belangrik, want die spa behoort te kan funksioneer as hy heeltemal weg is. Maar wees die voorbeeld, wees almal se gelyke en stel die voorbeeld, maar wederwysige respek. Ek dink dit is die groot respekteer die feit dat elke individu verskillend is, elkeen het sy eie identiteit en maak seker dat jy die beste uit almal uit kry. En baie mense gaan altyd sê, maar behandel mense soos jy graag behandel wil word. Ek stem saam daarmee, maar wat ook belangrik is om mense behandel hoe hulle behandel wil word. En as jy daai konsep verstaan, dan kan jy die beste uit mense uitkry. Ek het letterlik elkeen in die span het ek op sy manier bestuur om die beste uit om my te kry. En die eerste maande wat was dit maar altyd op 'n skip, 'n nuwe kontrak, want ek het dit lank gedoen vir 13 jaar aan en af. Jo. Dit is altyd die eerste maand was altyd bietjie raak, jy weet, raak en vat 'n paar dinge raak en vat 'n paar dinge mis. En as almal die inkoop in dieselfde idee en dieselfde doelwit het en verstaan dat almal dieselfde ideaal het, almal wil aftyd hê, almal wil geld maak, almal wil die tyd weggeniet, almal mis hulle familie. Almal is ongemaklik om in so 'n nou omgewing saam te werk, want jy eet saam, jy drink saam, jy slaap letterlik saam, want as die ou nie in dieselfde cabin as jy bly nie, dan is die ou letterlik, ek wil vir jou sê, die muur tussen jou en die ou langs jou is 20 cm dik. So Hy's daar. Jy gaan eet saam in die crew areas, jy daar af is saam. Sure. Respek. Of iemand eindig in die oseaan op.
as jy nou moet terugdink, het daar nasies, en ek sê nasies, soos om te sê Afrikaners is so, maar ons het poepel Afrikaners en ons het cool Afrikaners. Jy kan nie sê dis hoe dit is nie. Was daar nasies wat net uitgespring het in die sin van wow, jy weet, hierdie ouens operate. Yes. En ek wil sê, gegeewe die persoonlikhede is nou soortgelyks. En dan was daar nou weer 'n land wat ek amper sê, goeie hemel, kan ons hulle asseblief in die see gooi, jy weet. Die wat vir my uitgestaan het as dit kom van veral van 'n kennisaspek, of ek praat nou spesifiek in die spa-bedryf en veral die masseerterapeute, wat 'n kennisaspek aanbetref, die Kanadese by verre. Hulle masseerterapeute, in my opinie, is beter gekwalifiseerd as ons fisioterapeute in Suid-Afrika. Wow. Absoluut ongelooflik. Ek het selfs behandeling van daai ouens gekry en hulle kennis is net unreal. Van 'n werksetiek, hardwerkend, loyaal, die Filippyne is ongelooflik loyaal, hardwerkend. Hulle hou net aan, hulle soos masjiene. Hulle eet hulle rys en jy weet, hulle gaan net aan, hulle soos masjiene, hulle hou net aan en aan en aan. Maar hulle het ook natuurlik, ek bedoel, ek weet die Filippyne is die go-to land ook vir outsourcing vir Amerikaners, nee, so baie van hulle call centers, want hulle praat Amerikaanse Engels ook, so in terme van jou kommunikasie wat nou gekombineer is. Is dit 'n Amerikaanse invloed of is dit nou maar net rowwe geskiedenis? Ek dink tog, in my opinie, ek dink dit is 'n groot Amerikaanse invloed. Ek dink so. Maar hulle is amazing mense, hardwerkend en ek is net bevoorreg. Ek het so baie geleer. En as ek dit terugbring, ek het daar geleer en gesien en dis hoekom ek tot vandag toe nog glo daar's hoop vir ons land. Want verskillende nasionaliteite, verskillende agtergronde, verskillende ekonomiese omstandighede, alle dinge, dit kan werk as mense dit wil maak werk, maar daar wederzijds respek vir mekaar. Dis belangrik. Sure. En as ek bedoel, ons praat van Amerika, dis nou net weer eens, ek kyk nou weer met Amerikaanse verkiesing. Dis 50 lande daai. Ek sê altyd ouens wat die comment maak van Amerikaners het nie paspoorte nie. Wat 'n simpel aanmerking is dit? Is jy naïef? Daai staat van hom is groter as jou land. Correct. So hy het nie nodig om sy land te verlaat nie, jy weet. Maar is in daai diversiteit en mindset se goed waar die krag en die sukses. Absoluut. Ja, absoluut. So jy toe nou op die bote, maar het jy dit as 'n, ek wil amper sê, vertel ons 'n bietjie nou natuurlik van Alaska. Nou is daarso, so wat was dit so wonderlik, of wat die koue toe jou tong vas teen jou hemel te vries, is dit nie meer so cool nie, of wat? En dan kom jy nog van die Mediterrane, van die hitte af, precies, met jou dik bloed, of dun bloed. Met die dun bloed. Ja. En die ironie was, toe ek die eerste dag daar afklim in Alaska, toe dog ek nou gaan ek vir my 'n massiewe dik jas moet kry, want ek het nie gehad nie. En ek is daar af met my t-shirt en met my drafbroek en ek het gaan draf en dit was heerlik. So ons was in die somermaande natuurlik daar gewees. Maar waar so in Alaska? Ons was by al die plekke waar die cruise ships kan gaan. So ons het soos nou langs die kus op. Langs die kus op. Ja, so Ketchikan, Skagway, Tracy Arms is een van die fjords wat ons deurgaan het. Nou kan ek eers al die plekke se name onthou, daarbo ek gaan nou op die plek se naam kom, maar dit is beautiful. Dit was my alles en nog meer. Dit was nog mooier as wat ek gedink het dit is. Rarig. Ek het baie tyd en baie geld spandeer daar wat ek moes gespaar het om op helikopterritte te gaan na die ysgletsers toe. Ek het op die dark sledge gaan jaag. Ek het ewen gaan scuba duik. Ek gaan snorkel, in Alaska. Een van die ongelooflike ervarings ooit. 'n Lekker dik ek wil nou net sê, is hulle iets dikker as 'n 5 mil. Nee, hulle het 'n 9 mil, glo my. 9 mil. Maar dit was daai seelewe wat daar is, dis net unreal. Dit was net 'n ongelooflike visie. Is onversteurd. Ek bedoel dis totaal onversteurd. Heeltemal. Die plante groei onder die water en ook om te leer hoe hulle dit beskerm, maar ook en hoe dit beheer word om seker te maak daar bly vir die nageslag nog. En ek dink daar's hulle ons jare voor. Eeue voor om te bewaar vir môre. Dit is en dit word nou weer, dit word 'n kulturele ding. Soos net hoe almal outomaties dink dat jou ouers het dit vir jou geleer, jy leer dit vir jou kinders. Een van die groot dinge veral daar wat vir my verstommend was om te sien hoe almal daar die wette gehoorsaam. Eendag het ek gaan stap saam met 'n groep mense en daar was 'n bordjie wat gesê het do not pass. En ek meen, kom van Suid-Afrika af, ons gaan nou stap. Ons interpreteer dit. Dit is hier gaan ons. En ek stap aan en almal het gestop en het van gesê, "Morne, what you doing? Where you going?" En ek sê, "But let's go. Die voetpaadjie is hier." Maar sê nee. Toe self vir my, "Nee, ons kan nie, hier's 'n bordjie."
En dis net ongelooflik. Daar was 'n paar kroë gewees waar jy vir jou drankie kan gaan skink en jy los jou Honesty bar. Honesty bar en dis dit. En ek het dit op Flix gesien, maar om dit self te beleef, ongelooflik. My magtig. Heeltemal ander mense. Het hierdie hillbilly tipe ouens, die ouens wat daar in die veld bly en wat baie interessant was, die kinders daar leer vlieg voordat hulle leer kar bestuur. My hemel. Daar's laities van 7 jaar wat daai vliegtye wat op die water land. Ja. Hulle kan daai goedjies vlieg. Hulle vlieg gou in hulle pelt op die ander eiland. Nee. Hulle vlieg voordat hulle kan bestuur. Maar dit is die praktiese vorm van En hulle hoef, ek weet nie of dit intussen verander het nie, maar toe ek daar was, hoef jy nie 'n vlieglisensie te gehad het nie, maar jy het 'n karlisensie nodig. Kan jy dit oor vertel? Amazing. Dis crazy. Hoor jy nou, ek dink natuurlik jy praat van hillbillies, een van ons as 'n familie, jy weet, so onlangs seker die afgelope 4-5 jaar was 'n reality program vir daai ouens wat tweede, derde generasie aan die bos bly. Yes. Wat van ek bedoel daai stawwe ouens, maar Nee, dis letterlik hulle vang vis vir die winter, Precies. want dan anders te vrek jy of jy Natuurlik, want jy maar kyk dis wintermaande dan al die meeste, ek meen hulle groot inkomste is maar toerisme, maar wintermaande dan daar gebeur Gebeur niks. Jy moet maar jou voorraad by die huis hê, so jy hout gekappe en jou vis in die yskas hê. En ek bedoel ek neem aan nou seker gatvol vir salmon aan die einde van 'n winter. Absoluut. So okay, so toe jy nou wat was so daai visie is en drome is vervul in Alaska. Wat was toe nou die volgende stap? Het jy geweet, kyk die bote is nie 'n ding, of is daar bittereinders wat op 45 nog op die boot rondhardloop soos 'n 20-jarige in hom gedra. Dis 'n amazing ding. Die span, een van die spanne waar ek in gewerk het, was daar 'n masseerterapeut en toe ek die dag die details skryf van die ou wat moet join die dag, toe sien ek Kevin Campbell 63. Toe dink ek, maar julle kan nie vir my 'n ou manskap toe stuur nie as julle laf. En dit is die amazing ding. Daar is tog ouens wat dit vir 'n lewe doen, maar ek wou dit nooit vir altyd gedoen het nie, alhoewel ek dit vir 13 jaar aan en af gedoen het. Ek het op die skip 'n meisie ontmoet en dis hierdie weet baie min mense, maar ek het 'n meisie ontmoet op die skip en sy kom van Delaware af aan alle plekke. Ek het haar in Alaska in Seattle toe ek op die skip in Seattle het ek haar die dag ontmoet. En ons praat nou Delaware, pad Vryburg toe, né? Absoluut, ja, so nie die ou Western, die stoere Westtransvaal. En boeremeisie en ontmoet en ons het ek dink omtrent 5-6 kontrakte saam op die skepe gedoen. Lang storie kort, ons het toe altoe besluit ons is nou klaar met die skepe. Ek het vir 'n maatskappy toe nog in Suid-Afrika gewerk wat werwing doen vir ons wat op die skepe gaan werk en ek het hulle tipe van 'n induction kursus het ek in Suid-Afrika vir hulle gedoen wat hulle voorheen in Londen sou gaan doen het. In plaas van 6 weke daar te spandeer, het ek fortuin betaal het ek dit in Suid-Afrika vir hulle gedoen, vir die maatskappy oorsee. En ek en die meisie van my is toe getroud en ek sê altyd ek het haar ongelukkig weens siekte verloor. Sy het siek geraak vir my en toe het sy my geskei. En anyway, so ek en sy is uit mekaar uit, maar ek wens haar nog steeds vandag alles van die beste toe. En so ja, ek sê dit met 'n steek want ongelukkig ek dink daai grappie het my seker maar later so 'n bietjie in die bout kom byt. Maar ek en sy is uit mekaar uit en ek is toe nadat as ek weer terugskep het vir 3 jaar of 3 kontrakte. En ek dink dit is aan my laaste kontrak, tweede laaste kontrak. Nee, dit was my laaste kontrak is daar waar 'n groot verandering in my lewe gekom het. Dit was in 2015. Ek's nie 'n goeie atleet nie. Ek's net 'n gewone ou, maar ek het 'n ongelooflike sterk wilskrag. En maak nie saak wat in my lewe gebeur nie. Elke keer dat daar 'n uitdaging kom, nou ek nog altyd die positief daarin gesoek. Ja. Want in alles is daar positief, maak nie saak wat nie. En ek het nog altyd enige uitdaging as iets positiefs probeer omskep. En in 2015, nadat ek al die Comrades 'n paar keer gehardloop het, nie fantastiese tye nie, soos ek sê gewone ou, meer hardloper is iets anders. Ek's nou nie 'n gym freak nie, ek's 'n margat, maar Comrades 'n paar keer gehardloop en in 2015 sou ek dit weer gaan hardloop het. En toe het hulle my kontrak verleng daai jaar. En so ek kon nie die Comrades waarvoor ek ingeskryf het gaan doen nie. Maar ek was gemotiveerd en gedetermineerd, ek gaan dit doen. Yes. En ek het net vir die Comrades ouens 'n e-mail gestuur en gesê ek hardloop dit op 'n cruise ship in Alaska, want ek was toe vir 'n kontrak weer in Alaska.
En ek het toe die eerste mal ou geword, die oomblik toe hulle in Durban wegspring vir die regte Comrades, het ek in Ketchikan van alle plekke, het ek die Comrades daai dag, die 90 km, ek dink ek het COVID-19 sien kom. Ek het lockdown het ek sien kom, want ek het toe 'n lockdown Comrades gehad op die cruise ship, en ek word toe die eerste ou in die wêreld wat 'n ultramaraton op see hardloop. Blikskorrel. En ek het dit op sosiale media gesit, op Facebook en Instagram, vir bewusmaking vir motorneuronsiekte. Ja. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Motorneuronsiekte, oftewel MNS, vernietig motorneurone en vind plaas wanneer senuweeselle in die brein en rugmig nie meer behoorlik funksioneer nie. Ons dink net maar aan Joos van der Westhuizen, is seker een van die bekendste leiers onlangs. Motorneurone beheer essensiële funksies soos praat, loop, asemhaal en sluk. Na mate MNS vorder, vind leiers dit toenemend moeiliker om hierdie funksies uit te voer, totdat dit uiteindelik onmoontlik raak. MNS kom meer algemeen by mans voor en die simptome verskyn normaalweg eers na die ouderdom van 40 jaar en begin geleidelik, aanvanklik aan die een kant van die liggaam, al hoe erger word. Vroeë simptome sluit in 'n verswakte greep, swakheid van die skouer en enkelspiere, sleep van die been en verwarde spraak. Die toestand is normaalweg nie pynlik nie, maar daar is heidaglik geen kuur vir die motorneuronsiekte nie. En ek het 'n familielid wat dood is daarmee. Ek en die vrou, dis my ma se niggie. Ons was nie baie close nie, maar die siekte het my geïnteresseer. Ek dink omdat ek so passievol is oor gesondheid in die liggaam en hoe dit werk. En dit is naby aan, soos jy sê, close to home gewees. Baie. Die vrou was 'n ongelooflike dinamiese vrou en verskriklik goed met naaldwerk en kos maak, en sy het enigiets sy tee gedrink en sy kon skielik net nie meer 'n koppie tee vashou nie. En die koppie tee het uit haar hand uitgeval. En om te sien hoe sy letterlik binne 'n paar weke begin agteruit gegaan het, en van 'n pragtige, ek meen sy was 45 toe sy siek geword het. Pragtige vrou, 45 is nog jonk, ek is 45 nou, dis nog jonk. Binne 5 jaar so agteruit gegaan dat sy nie meer kon eet nie, dat sy nie meer kon praat nie, dat sy nie meer kon sluk nie. En eventually gaan 'n motorneuronsiekte pasiënt dood in een van twee dinge, of 'n gebrek aan suurstof of 'n gebrek aan kos. Ja. En dit is hartverskeurende. En as ek kan bynoem, die ironie van die wêreld is, ek weet ons judge baie maklik. Sy het die mekaar geraak, as ek nou reg my feite onthou, met 'n man wat 30 jaar ouer as sy is, en sy was bitter jonk. En ek dink hulle is getroud toe sy 18 is, as ek my feite reg het. En min of meer by, ek dink toe sy 21 was, het hulle 'n kind gekry. Nou onthou, 'n man is 30 jaar ouer as sy. Kind is gebore en die seentjie was 8 jaar oud, toe gaan speel hy by die bure. En lang storie kort, hulle het met pappa se halgeweer gespeel, skoot afgegaan en hulle die helfte van die ouetjie se kop weggeskiet. Nee. Daar is die seentjie eers dood. Daar kry die vrou MND op 45 en die ou man met respek gesê, wat almal gesê het jy gaan enige ou man moet oppas. Hy het daar tot op haar laaste oomblik het haar versorg en nagekyk met die mooiste, grootste liefde ooit. Lewe is de mekaar en onderste bo, hè. Ja, sure. Maar ja, daar's toe nou hier begin die fondasie vir jou avontuur. Hierdie crazy goed begin, en ek het dit op social media gesit en ek was stom geslaan met die veldbrand wat gevolg het. En ek het die volgende oggend Ekskuus, Morney, waar is Joost toe nou op daai stadium? Joost, ek het vir Joost een keer ontmoet. Ek's nog altyd 'n groot Joost fan, nie 'n Blue Bull fan nie, ek moet dit seker nie hardie sê nie. Maar ek is nog altyd 'n groot Joost fan en ek het die grootste respek van hoe hy sy lewe gelei het, veral die laaste paar jare, veral met die siekte. En ek het natuurlik ook op skool, ek's rugby mal gewees. Met my maargat het ek net besef na skool gaan hierdie nie meer lekker werk nie, maar ek skramskakel gespeel. En ek en my gesin het, nou toe eers die Jane Foundation net begin het ons Johannesburg toe gekom om die funksie by te woon. En omdat ons almal so groot Joost fan was, maar ook vir MND. En wat is naby in die hart. En Joost het my eintlik na dit, het hy my genooi met Carte Blanche aand, daai dag toe ek gehardloop het Carte Blanche my storie op Facebook op 'n manier gesien, en hulle daar aand 'n insetsel op Carte Blanche gedoen van die crazy avonture op die skip van die ou wat die Comrades gehardloop het. En Joost het my genooi om te kom kuier. En dit is toe ek nou vir Joost amptelik ontmoet het en 'n bietjie met hom tyd spandeer. Nie baie nie, maar ek het deur dit verskriklik baie MND pasiënte ontmoet. En onder andere ook vir Wilma ontmoet. En ons kon so 'n bietjie oor haar gesels. En ek en Wilma het vir 'n tyd lank op Facebook gechat en glad nie 'n nommer gehad nie. En
wat net 'n week in Johannesburg moes gewees het, want ek sou terug gaan skip toe vir nog 'n kontrak. Het 2 weke geword, het 3 weke geword, het 'n maand geword, het 3 maande geword, en ek is nooit terug skepe toe nie, en daardie pad gevolg, wat ek nou nog mee besig is. Sure, nou, vertel ons 'n bietjie van Wilma. Wilma is net so passievol gewees oor motorneuronsiekte bewusmaking, en sy het op post wat op social media was oor MND bewusmaking, het sy 'n comment van my, of 'n post van my gelike en 'n comment gemaak, en ek en sy het begin gesels. En ons het alles van mekaar geleer, nooit 'n nommer gehad nie, maar net op Messenger gechat, en eendag het ek 'n golfdag bygewoon in Brakpan van alle plekke. En Wilma het gesien ek check in, en sy het my laat weet, maar sy is in dieselfde omgewing. En ek sê te vir maar, weet jy, ek sê okay, die golfdag begin amptelik eers 11:00, dis 7:00 die oggend, kom ons gaan drink 'n koffie. Yes. En ons het gaan koffie drink in Dopie N17, as mense pad ry Carnival City toe. As jy nie die afdraai vat in Sunwood Park, is daar Engine Garage en 'n Wimpy. En ons het by die Wimpy ontmoet, en ons het daar gaan 'n koffie drink by die Wimpy, baie romanties. Verskriklik romanties. En Was die koffie nog goed daai tyd? Die alle koffie was, dis nie so lekker koffie wat ek vandag gehad het nie. Maar in elk geval, die company was great, ek moet sê. En ek het genoem, ek was getroud, en toe ek getroud was, wou ek en my ex-vrou glad nie kinders gehad het nie, glad nie. En albei van ons het sterk daar gevoel, alhoewel ek baie lief is vir kinders. En die ironie was, daai oggend toe Wilma uit die kar uit klim, die eerste woorde wat ek met haar gepraat het, wat ons enige woorde in persoon, ek het nog nooit met haar op die foon gepraat, net op Messenger. Toe ek haar sien, toe sê ek vir haar, by jou gaan ek 'n dogtertjie kry, en met jou gaan ek trou. Sure. Eerste woorde ooit, en ek sê seker gedink ek is bly arrogant, Ja. maar ek het haar drukkie gegee, en dit was lekker, ons het ingegaan, ons het lekker gechat, en ja, ons is van toe af was ons letterlik saam gewees. En dit was in 2015, 2016 het ek 160 km aangedurf op 'n treadmill by die Rugby Museum in Kaapstad, weer vir MND bewusmaking. 2017 het ek die eerste ou in die wêreld geword wat 31 vol marathons in 31 dae gehardloop het op 'n treadmill. Yes. Ek het 'n treadmill agter op 'n bakkie gehad, en ek is na klomp verskillende shopping malls toe in Gauteng. En dit was taaf, dit was seker vir my een van die moeilikste challenges wat ek nog gedoen het, want daar 42 kilos is lank, geen herstel tussenin nie. Jy weet, die Amerikaners dink jy gaan en jy hardloop 1 marathon 'n jaar, dan dink hulle jy's van die bose, want ek meen dit is bo menslik, jy kan nie. En toe het ek 31 in 'n ry gaan aandurf. Baie van myself geleer, baie geleer van, daar het ek besef, as jy dink jy kan nie meer nie, is jy net 10% daar, jou lyf kan baie meer doen. En dit is net 'n mindset, dit is net 'n ingesteldheid. En baie mense vra vir my, hoekom jy is bewusmaking vir MND op 'n treadmill? En dit is baie eenvoudig, hoe ek het sien, as jy MND het, word jy gevangene in jou eie liggaam. En op 'n treadmill, ek klim nie af daarvoor ek nie klaar is met wat ek moet doen nie. So ek se gevangene op daai treadmill tot ek klaar is. So dit was 2016, dit was 2017, die 31 marathons in 'n ry. En ek en Wilma het verloof geraak einde 2017, en 2018 sou ek 'n crazy ding in Londen op die London Bridge sou ek gaan aandurf het. Ek sou 'n treadmill daar gehad het, daar sou 48 uur betrokke gewees het, en toe die lewe vir my so 'n bietjie 'n curveball gegooi. Wilma kom uit 'n omgewing uit waar sy verskriklik hard gewerk het, ongelooflike werksdruk, en ek baie uitgesproke daaroor, want dit is my natuurlik baie na in die hart. En die omgewing waar sy gewerk het, was daar baie, jy weet, daar's altyd vir hulle daai herinnering gegee van, onthou net, dis moeilike tye, daar is retrenchments aan die kom, so jy moet maar 'n bietjie meer gee. Daar is affirmative action, daar is dat. So almal wat daar gewerk het, is so bang hulle verloor hulle werk, dat selfs die mense wat siekverlof gevat het dokter toe gegaan, teruggegaan in die bed gaan klim en 'n laptop gevat en verder gewerk. Dit was normaal in daai omgewing om WhatsApp te kry 10:00 die aand van die baas af, e-mails te kry 5:00 die oggend, en hulle verwag dadelik reaksie. En Wilma ek is op 'n stadium saam met Wilma begin einde 2017, einde November, saam met haar dokter toe, sy gedoen, niks fout gekry nie. Ek en Wilma na pas daai jaar Kaap toe. Haar pa was 25 jaar laas in die Kaap gewees, en om in die Kaap gaan wys, dit was 'n amazing vakansie. Begin Januarie was Wilma was heeltyd moeg, en ons kon nie verstaan. 2019. Dit is 2018. En Wilma, nadat ons van die Kaap af teruggekom het, en Wilma bly moeg, wees saam met haar dokter toe, toetse gedoen, niks fout gekry nie. En ons het vriende oorgehad die 10de Maart 2018, die Saterdag aand. En Wilma was moeg geweest, maar ons het lekker nie buitensporig gekuier, maar lekker gekuier, lekker gebraai, vriende is vroeg huis toe, want Wilma moes nog pak, want sy sou die volgende dag Ghana toe vlieg vir werk.
En daai oggend toe ons wakker word, toe sien ek, my engel, jy lyk nie lekker nie. Toe sê ek van, jy kan nie vandag vlieg nie. En sy sê toe vir my, en ek sal die woorde nie vergeet nie, ek moet vandag vlieg, want as ons nie die kontrak môre afskop nie, gaan die direkteure nie hulle finansiële en targets maak nie, en hulle gaan nie hulle bonusse kry nie. Nie ons gaan ons bonusse nie kry nie, hulle gaan hulle bonusse nie kry nie. Lang storie kort, ek het 'n lughawe toe gevat, ek was nie happy dat sy moet vlieg nie, maar sy het aangedring, sy moet. Sy het op die vliegtuig geklim en hulle het my van die vliegtuig afgebel en vir my gesê, my sussie is 'n lugvaardin vir SAL en wat van SAL oor is. En een van die lugvaardinne wat saam met my sussie werk wat op die vlug was, het vir Wilma herken van 'n foto af op my sussie se Facebook page. Yes. Hulle het my sussie gekontak, my sussie het my nommer vir hulle gegee en die lugvaardin het my gebel en gesê, "Wil jy hê jou verloofde moet vlieg vandag?" Ek sê toe nee, ek wil glad nie sy moet vlieg. So hulle sien toe ek. Hulle sien toe sy's nie lekker. Toe sy bietjie begin moeilik asemhaal op die vliegtuig. Yes. En hulle is dit nou nog nie opgestyg nie? Nee, nog nie opgestyg nie. Hulle wou net opstyg. En ek hoor toe nog vir Wilma daar in die agtergrond skree. Ek sê okay, ek moet net bietjie rus op die vliegtuig. Ek slaap dan seker reg. Toe kom die kaptein verby en hy maak toe 'n call en hy sê, "Hierdie girl gaan ons aflaai." En dit lag afload. Ek toe nog naby die lughawe, kry toe ek gaan haal haar. Toe het hulle uitgestoot met 'n reistool. Maar ons het gepraat normaal. Sy het net gesê sy is baie moeg en sy's alright. En sy vra toe vir my, ek moet asseblief net reël dat die mense wat in Ghana vir haar wag, net weet sy gaan nie kom nie. En ek moet asseblief die vlug vir skuif net die volgende dag toe, dat sy kan vlieg die volgende dag en nuwe reëlings maak vir die volgende dag. Ek sê toe nie dis reg, maar ek weet hoe ek van jou onmiddellik hospitaal toe. En sy was maar 'n harde gat enetjie gewees en ek het gedink sy gaan kwaad wees omdat ek haar hospitaal toe vat en nie direk huis toe vat nie. En ons het by die hospitaal gestop en lang storie kort, sy was glad nie moeilik daaroor nie. Sy het gesê dis reg, kom ons wat vir my vreemd was. Kom ons gaan in en hulle toetsing goed gedoen, haar in die emergencies opgeneem. En ek was baie die hele tyd gewees en drip opgesit en sy het beter geraak. En toe op 'n stadium toe sy wel so 'n bietjie de mekaar geraak en moeilik asem gehaal. Toe sê hulle nee, hulle gaan nou oor sit ICU toe. En dit is toe so 2:00 die middag. En ek het haar pa na sussie laat weet dat sy nie lekker is nie. En ek het vir die dokter gevra, wat dink hulle, is dit ernstig? Dis hulle nie, hulle dink net, dis maar net vir veiligheid. En haar pa na sussie het ook gesê, nee, hulle dink nie hulle gaan vandag deurkom nie. Ek moet hulle net op hoogte hou. En ek het daar gebly die hele tyd. En 9:00 aand, soos jy weet, jy mag nie die hele tyd in ICU bly nie. En ons het net om die hoek van die hospitaal gebly. Toe 9:00 aand toe sê hulle vir my, Morney, jy moet verstaan, die ander pasiënte respekteer. So jy moet of buite wag, maar ons stel voor gaan huis toe. Wilma is okay, geen probleem nie. As daar verandering is, gaan ons jou laat weet. Yes. En ek het nog met Wilma gechat. Ek sou die volgende dag Oeverval stereo toe gegaan het in Viljoenskroon vir 'n radio-onderhoud daar. En ek het vir haar gesê ek kom hier volgende oggend 'n draai maak. As sy iets nodig het, moet sy my laat weet of vra die nurse om my te laat weet. En ek het vir haar soen gegee en ek het vir haar gesê ek's lief vir haar, nog vir haar 'n slukkie water gegee en sy het vir my gesê sy is lief vir my en ek het gery. En 20 uur in die volgende oggend, toe my foon lui, ek het net geweet. Toe sê al wat ek gesê het, ek so pad, ek so 5 minute daar. En ek het letterlik vanuit die foon gelei het totdat ek langs die hospitaalbed gestaan het, was dit 5 minute. Yes. En toe ek daar kom, toe sê hulle vir my, Morney, jy moet buite wag. Toe sê ek vir hulle, ja, julle verstaan, hier is my vrou, ek gaan nie buitekant toe nie. En toe het haar longetjies begin platval. En sy het nog my hand so lekker stywe druk gegee. En toe sê hulle vir my, ek het uitgaan, toe sê ek weier. Dit was nie 'n mooi prentjie om te sien nie, maar toe het hulle begin rondskarrel, toe besef ek hier's groot fout. Toe het hulle met die intubation proses wat hulle die pype in jou keel afdruk om die longe oop te kry. Yes. Toe het hulle met dit begin. Maar ek is steeds so dankbaar ek kon daar gewees het. En na so, ek weet nie, dit vir my soos 'n leeftyd gevoel, maar dit was nie baie minute later nie. Toe sien ek almal het so sig van verligting en die bietjie wat ek van daai masjiene verstaan het wat die piepgeluide maak en die grafieke op en af het. Toe sien ek dit lyk relatief normaal. Yes. En almal het so 'n tipe van 'n sig van verligting gehad. En intussen het ek haar pa na sussie laat weet dat hulle moet onmiddellik deurkom hospitaal toe, daar's groot fout. En haar pa het eers gehuiwer en toe bel ek haar sussie en ek het vir skoonsis gesê kom dadelik deur en sy het haar pa gaan haal, hulle het deurgekom. En in daai proses toe sien ek weer iets gaan fout en ek sien daai masjien, die hartmasjien maak so snaakse streepie waarvan 'n mens nie hou nie. En toe het die hart heeltemal aangegee. So eers het albei longe, een longe totaal plat geval en die ander longe 80% plat geval. En toe die hart, nadat die longe reg gekom het, het die hart totaal aangegee. En hulle het alles probeer. Hulle het nadat die dokter gesê het hulle kan niks meer vir haar doen nie, het die nurse nog steeds vir 45 minute probeer om haar te resusciteer. Yes. En
weer eens hulle het my gevra in daai proses om uit te gaan, maar ek het geweier, ek het gesê ek bly daar by haar. En sy is daar in my arms oorlede en dit is nou al makliker om daar te praat, maar dit was taaf, dit was 'n ongelooflike moeilike pad en dis nie iets wat 'n mens vir jou grootste vyand wil toewens. Veral met die wete dat ons besig was, ons het ons troue klaar beplan gehad, alles is in plek, meeste van die goed was klaar betaal gewees. So dit was taaf. Maar wat het dit veroorsaak? Ek het nooit besef dat laat daar iets bestaan. Ek dink die Afrikaanse term daarvoor is looplonge, undetected pneumonia. Tyd vir het jy geweet insetsel? 'n Tipiese longontsteking, oftewel looplonge, kan veroorsaak word deur sekere bakterieë sowel as deur swamme, virusse of parasiete. 'n Tipiese longontsteking word gekenmerk deur aansienlik ligte simptome wat dikwels weke duur, soos byvoorbeeld 'n hoes wat droog bly. Vanweë die tekort aan simptome van tipiese longontsteking kenmerk, word atipiese longontsteking dikwels misgekyk en daarom nie behoorlik behandel nie. Atipiese longontsteking noodsaak gewoonlik nie hospitalisasie nie, maar ernstige gevalle kan dodelik wees en vereis dringende mediese behandeling. Mense wat rook, ly aan kroniese siektes soos suikersiekte of hart- en longkwale, en persone met verswakte immuunstelsels is veral vatbaar vir atipiese longontsteking. Laat jy al die simptome kan hê van iemand wat longontsteking het, maar jy wys geen simptome nie. Ek kan nie vir jou vertel honderde mense daarna wat my gekontak het en vir my gesê het, dit klink of ek hulle storie uitgeleef het, want hulle geliefdes of hulle familielid of hulle broer of suster of tannie of vriend het presies dieselfde gehad wat undetected pneumonia. Maar dis 'n virus, nee. Dis wat toe kom jou die krag gaan, die hart, obviously die hart word hard geslaan. En vir 'n lang tydperk het die hart was so oorwerk die hele tyd omdat daar nie genoeg suurstof in die lyf is nie. Die lyf word afgetakel en by dit Wilma was nie iemand wat ek en sy was twee verskillendes. Ek is gesondheidmal en sy het gerook en sy het gehou van haar drankie. Ek geniet ook my drankie, maar sy het baie sy hoofpyn kry dan drink sy sommer 2 pilletjies en sommer enetjie nog vir môreoggend en sy hoofpyn het. Ja, en ek dink nie 2 panades nie. En so dit was Wilma geweest, maar dis hoekom ek nog altyd sê en ek sê dit met liefde en respek. As jy 'n gesonde, gebalanseerde lewe handhaaf en geniet die lewe, maar 80% doen die regte ding. 80% van die tyd doen die regte, goeie balans. Dan as jy terugslag kry, is jou kans op herstel net baie beter. En Wilma het dit nie gedoen nie, alhoewel ek ongelooflik lief was vir haar. Sy het dit nie gedoen nie. So dit alleen maak dit al moeiliker om as daar terugslag klop. Nou gooi dit saam in hierdie pot van ongelooflike werkdruk, targets, deadlines, spanning. En dit is net en dan resep vir chaos. Dit totale chaos. En die week daarna was hierdie deel ek nie met baie mense nie, maar ek het vandag net gemaklik om dit te deel. Ek het my pa het my gevra om die hele begrafnis en alles te hanteer. So ek het iemand moet mos amptelik die liggaam gaan uitken. So ek het alleen gegaan en na liggaam gaan uitken. En ek moet vir jou sê dit was skokkend. Toe ek die volgende dag by die polisiestasie aankom waar ek nou die liggaam moet identifiseer. Ek het verwag, jy weet, daar's nou baie simpatie en empatie en hulle gaan nou vir jou, jy weet, met handskoentjies hanteer en jy omvat en jy's 'n counselor betrokke. Toe ek by die hospitaal, ek lag nou, maar toe ek daar instap, dis skokkend. Dis hoekom ek lag. Die dame wat agter die counter gestaan het net vir my gesê, "What you doing here?" En ek gesê, "No, I need to come and identify my fiance's body." En sy sê toe net vir my, "What's her surname?" En ek sê toe Lochenberg en "Do you have your ID?" En ek gee my ID-boek en die volgende oomblik druk sy 'n file hier onder my neus en sy maak die file oop. En daai prentjie sal ek nooit vergeet nie. Hierdie liggaam toe sy nog steeds die pype aan haar mond gehad van die alles wat hulle gedoen het. En haar gesiggie was nie 'n mooi prentjie op daardie stadium gewees nie. Hulle druk hy papier onder jou neus in en sê, "Is this her?" Yes. En ek moet 'n vorm teken. Ek het toe aangedring om dit te gaan sien en ek is dankbaar ek het, want dit wat ek gesien het was nie dieselfde as op die foto nie. Dit sal met respek gesê bietjie beter gelyk. Ja. En dit is net skokkend. So wat dit aanbetref, ek is emosioneel baie sterk gewees en die Here het my daardeur gedra natuurlik. Maar kan nie imagine iemand wat selfmoordneigings het. As hulle nou daai prentjie moet sien. Jy gaan huis, jy gaan 'n gun in jou kop trek en jy's gone. Jy kan nie deel met daai. Dit was net skokkend. Sure. En die res van die week ek het gegaan, hulle het natuurlik 'n nadoetse ondersoek gedoen en natuurlik die lyf oopgesny om al die toetse en so te doen.
En ek het net vir hulle gevra, ek wil asseblief self al lyfie gaan was. So ek het self toe die ons vir die begrafnis hanteer het, toe hulle liggaam by die staatslijkhuis gaan haal het ek saam gegaan, ek het gevra, ek wil hom asseblief alleen oortel in hulle lijkswa aan. Ek het gegaan na hulle plek toe, ek het daar gaan was. Ek het die dag voor die tyd het ek haar lyfie weer 'n keer gaan was en ek het haar klere aangetrek, gunsteling klere. Self ek dink dit is waar die spa bedryf seker maar bietjie handig te pas gekom het. Ek het self haar make-up gedoen, self haar hare gekam. Dit is 'n moeilike week, maar hoekom het ek wil dit sien Nick, want hoekom ek het nou vir jou vra, jy weet wat gaan in jou kop aan in daai sin, in die mooi sin van die woord, want ek onthou nou byvoorbeeld en ek vergelyk dit nie met om jou aanstaande vrou te verloor nie, maar toe soos my ouers wat oorlede is ek elke keer die opsie, ek is enigste kind, so nou kom ek en dan vra hulle vir my, wil jou, weet, toe my pa se eers verlede en toe is my ma 'n paar jaar later, nou is ek hier in Parys en nou kom ek aan, ek weet nie eers wie die hel is die begrafnisondernemer, jy weet, alles is 'n en ek kom aan en vra vir my, wil jy jou ma se lyk sien, en dit is soos in, dieselfde met my pa, dit was my onmiddellike antwoord was nee, it is weird, dit is iets wat jy voor die tyd contemplate is, wat gaan ek doen as ek net soos in, nee, daar's nie, ek wil nie, wat het jou kop aangaan, was dit, jy net, ken jouself, dit is jou deel van jou geneesingsproses? Ek, die oomblik die oggend toe sy oorlede is, toe haar pa, as sy sê na pa toe by die hospitaal aangekom, toe is Wilma reeds oorlede. Toe het ek hulle buite in die parkeerarea gaan haal, en het geweet, ek kan nie daar buite vir hulle sê, sy is nou oorlede nie. Ek het al die pad saam met hulle ingestap tot in die ICU, want sy het toe nog in die bed gelê, en toe het ek hulle eers daar, toe hulle naby die bed is, toe het ek hulle in 'n kantoortjie ingevat, en ek moes die nuus met hulle gedeel het, en ek het hulle toe een vir een eers op aan, en toe as sy gevat om vir Wilma te gaan sien, en hulle wou hulle haar nie weer gesien het nie. En ons het uit die hospitaal uitgestap, buite, want oom Gawie wou gaan rook het, en hartseer, maar oom Gawie 6 maande daarna is oom Gawie ook oorlede. En, maar, toe ons daar buite staan, toe sê ek vir oom Gawie, ek weet nie, ek was natuurlik baie emosioneel behartseer, maar ek het, selfs daai dag het ek vir oom Gawie gesê, oom Gawie, ek weet nie hoekom hierdie moet gebeur nie, maar ek gaan seker maak, dat ons iets goeds hieruit vorentoe vat. Wat dit is, weet ek nog steeds vandag nie, of daai tyd nie geweet nie, maar ek het, selfs toe het ek probeer, iets in my het met gedryf om te sê, maar ons gaan nog steeds mooi uit al die seer gaan ons mooi jy vind. En ek het daai oggend aangedring, klomp familie en vriende het natuurlik kom om my te ondersteun, en van haar kollegas het oorgekom, en meeste van hulle het so 11 uur gery. En die polisie wat die liggaam nou moet kom haal by die hospitaal, het hulle sou 9 uur gekom het die oggend. En Wilma is amptelik 3:30 oorlede die oggend. En hulle sou 9 uur die lijk al kom haal het. En toe sal moord in die area, en 'n lang storie kort, hulle het eers die middag 4:30 het hulle opgedaag. En ek het net aangedring, ek gaan die hele dag by bly, ek los haar nie alleen daar nie. En ek weet nie om dit is die tydperk wat ek daar vir 'n tyd langs haar dooie liggaam gesit het, wat my kop dalk anders begin werk het nie, maar ek het net geweet, dit is wat ek gaan doen, en dit is wat ek wil doen, en ek het nooit nagmerries, tot vandag toe nog geen nagmerrie daaroor gehad nie, Dit was closure geweest. Dit vat nie die seer weg nie, maar dit het beslis die genesingspad baie makliker gemaak. En wat ek altyd sê, deel van my motto, 2 dinge van daai dag af, is eendag 'n beslag knie op die grond, kop in die lug. Dus ek glo nog steeds elke dag daaraan. En die ander is no regrets. Ek dink daar's soveel mense wat 40, 50 jaar getroud is, wat smag na daai ware opregte liefde, wat dit nooit het in 'n leeftyd nie. En ek het dit gehad, en ek weet ek gaan dit weer hê, en ons gaan nou kom by waar ek vandag is, maar ons is so gelukkig geweest, en alles wat ek vir haar wou gedoen het, en wat Wilma vir my wou gedoen het ons vir mekaar gedoen terwyl ons hier was. En dit is wat ek elke dag vir almal vertel, weet jy wat, jy weet nie wat môre gebeur nie, maak seker dat op enige vlak van jou lewe, het jy dit is geestelik, het jy dit finansiëel, in jou beroep, in jou verhouding met jou kind, met jou vrou, met jou ma, met jou wieever, maak seker dat as daai persoon nou wegval, dat jy kan sê of daai situasie nou, hier kom COVID, ek wens ek het beter voorberei vir COVID finansiëel byvoorbeeld, maar dinge gebeur, life happens, maak seker dat jy kan terugkyk en sê, ek het my beste gegee, en whatever curveball die lewe vir jou gooi, dat jy die beste shot op daai curveball het, om 'n home run te slaan. Tja, dit is wyse woorde daai, nee, en ek bedoel,
Wysheid, knowledge applied. Dit is Dis wat jy is vergeet wat wysheid beteken. Yes. Knowledge applied. Knowledge applied. En dit was 'n ongelooflike leerskool en dit was 'n moeilike pad vorentoe. Maar ja, dit is net my uitkyk daarop is dinge gebeur en life happens, soos ek sê. En die lewe is nie wat met jou gebeur nie, maar wat jy maak van wat met jou gebeur. En ek wou toe heeltemal stop met M&D bewusmaking, want dit is ook vir Wilma ontmoet het en dit was moeilik. So ja, assosiasie was sleg. Absoluut, en ek wou heeltemal daarmee stop. En toe 4 weke later toe kry ek 'n boodskap van 'n oom wat ek en Wilma laaste gehelp het met 'n reisstoel en 'n paar goedjies. En oom Oudo se familie kontak my toe en sê vir my oom Oudo is oorlede. Hulle stuur vir my die boodskap, kan ek asseblief, hulle wil my baie graag by die diens hê. En ek het die boodskap vinnig gescan en ek het daar gelees Konrad Trichardt in die 11 uur en ek vertel dit nou vinnig want daar's 'n rede daarvoor. En ek het die Vrydagoggend het ek gereël dat ek 11 uur by die kerk aankom want ek wil met niemand praat nie. Ek het geweet ek gaan bitter ongelooflik baie emosioneel wees. Toe ek by die kerk stop, toe is daar niemand daar nie. Nou, En ek dog kan nie wees nie. Ja. Ek weet dis hulle kerk, dis waar ek moet wees. En toe ek die boodskap mooi lees, toe staan daar nie Konrad Trichardt en Paul Smit in Boksburg soos ek gedink het dit is nie, want dis waar hulle kerk is. Toe is dit Konrad Trichardt en King Fisher. King Fisher is daai selfe hompie waarvan ek vroeër vir jou vertel het waar ons gaan koffie drink het. Yes. Net 'n entjie af van die pad. Die Woord en Lewe gemeente AGS Woord en Lewe is daar. Dieselfde kerk waar Wilma se memorialdiens was. En ek kon dit nie glo nie. Ek sê daar's geen manier wat ek kan gaan nie, want dit is waar Wilma se diens was. 4 weke later ek kan nie. Jy het nou nie. Ek het nie die krag vir dit nie. Ek het baie krag, maar nie krag vir dit nie. En dit het vir my gevoel of iemand my stuurwiel vat en my na die kerk toe ry. Hoe ek daar gekom het, weet ek nie. Toe ek by die kerk aankom, toe hulle nog nie met die diens begin nie. Iemand was laat geweest, een van die kustraars. En ek stap toe in, groei die familie baie emosioneel. En nou gaan sit ek agter in die kerk en ek sien hoe die hele toneel afspeel uit 'n ander angle uit. En waar ek 4 weke terug voor in die kerk langs Wilma se kus gesit het, nou kyk ek hierdie storie en alles was half van 'n dit was gevoel, dit het weird gevoel. En ek glo in die Here en ek het baie keer en ek sê met groot respek. Mense sê vir my of ek het gehoor mense sê hulle het 'n woord van die Here gekry of 'n boodskap van die Heilige Gees. Dan dink ek bullshit man, wat 'n klomp rubbish is dit. Daai dag sit in die kerk. En die volgende oomblik hoor ek 'n stem en daar het niemand naby gesit nie. 3 banke voor my, niemand nie, 3-4 meter links en regs my, niemand agter my nie. En ek hoor 'n stem wat vir my sê, "Morna, jy gaan maandag begin met M&D bewusmaking. Dit wat jy nou wou gelos het, gaan nie meer aangaan, want dis wat Wilma se wou gehad het. Ek gaan aan daarmee, moenie stop nie." En ek kry hoendervleis en ek's bang en ek het huil want wie praat met my en ek het nie idee nie en ek weet vandag dit is die Heilige Gees van die Here wat vir my 'n duidelike boodskap gegee het. Die diens klaar gemaak, ek het die familie gegroet en nou is ek naby die hompie waar ek en Wilma ontmoet het die eerste keer en ek dog wel maar nou jy kon die diens deurmaak in die kerk waar sy begrawe is 4 weke later, gaan vang 'n koffie by die hompie. Ry hompie toe, kom by die hompie aan en ek stap in maar daai plek is gepek, dit is besig. En ek wil omdraai en ek loop want hier is 'n teken, hier is ek nie vandag welkom nie. Ja. En toe ek net wil uitstap, toe kom die waitress en sy trek my hand en sê, "Meneer, asseblief kom in, daar het net 'n tafel oop gegaan." En sy vat my net die tafel toe en dieselfde tafel waar ek en Wilma koffie gedrink het, is die tafel wat oop gegaan het. Yes. En ek gaan sit daar en ek dog, it can't be, dit kan nie wees nie. En sy het geloop en vir my koffie gaan haal. En terwyl die dame geloop het om my koffie te gaan haal, toe hoor ek haar presies dieselfde stem en haar stem het vir my duidelik gesê, "Gaan na al die plekke toe wat vir jou en Wilma baie spesiaal was. Gaan doen 'n projek daar." En die nommer 72 het ek 3 keer duidelik gehoor. Wat dit beteken het ek nie idee nie. Ek het nou baie genalees na die tyd en jy weet 72 is 3 x 24 en as jy na die Bybelse oogmetyd, daar's klomp dinge wat ou kan gaan oplees raak en dit, maar ek het nie geweet wat dit beteken nie. En daai aand is ek huis toe baie emosioneel en toe kom ek per ongeluk af en ek glo daar's 'n doel met alles. Kom ek af op 'n Guinness wêreldrekord van 52 halfmaratons op 'n treadmill in 52 dae. En ek sê vir myself, hoekom 53 doen as jy kan 72 doen? En dis waar die 72 vandaan gekom het en ek het toe die maandag het ek weer begin oefen en nie verskriklik baie nie, maar dit is toe waar die 2019 projek se beplanning begin het en my doel was toe om 72 halfmaratons en 72 dae op 'n treadmill te gaan doen. En ek het toe na al die plekke toe gegaan wat vir my en Wilma spesiaal was, onder andere in die Kaap, na 'n paar plekke toe daar, meeste in Gauteng natuurlik. En ek het die 24 September 2019 het ek suksesvol klaargemaak op braaidag van alle dae
en ek het toe daai rekord oortref en ek's baie trots daarop. Maar nou moet ek by sê, net voordat ek daai 72 dae begin het, 3 weke voordat ek begin het, was ek Amerika toe gewees, saam met 'n ander groep mense, Talent Africa. Hulle doen, hulle het, dis 'n talentkompetisie en het 'n klomp jong mense Amerika toe gevat, en ek het dit saam met hulle gedoen as een van hulle spanleiers, en net voor dit het ek 'n jong dame ontmoet met die naam van Andrea. En ek en Andrea het 'n interessante paadjie gestap, en ek het nooit gedink, en hierdie sê ek weer met respek, ek het nooit gedink 'n dooie vrou kan vir my soveel moeilikheid gee nie. Ek en Andrea het koppel gestamp en ons het 'n pad gestap en ons is vandag nog saam. Ja. Daar was 'n tyd wat ons bietjie weg van mekaar was, maar daar was baie, ek het baie geleer, en ek het baie besef dat partykeer moet 'n mens nie net dinge uit jou oogpunt uit kyk nie, maar uit iemand anders se oogpunt uit. En ek het 'n business coach ontmoet, Bertus de Wet, en Bertus het eendag vir my, ek en hy het oor Wilma gepraat toevallig, want soos in besigheid, jou persoonlike lewe speel 'n groot rol in wie jy is en wat jy is en hoe jy dinge aanpak. En Bertus kom toe eendag na my toe en hy sê toe vir my, ek weet nie eens of ek hierdie al ooit vir Andrea vertel het, en hulle toe gaan dink, sy gaan hierdie luister, so sy gaan dit hoor, wat dalk 'n goeie ding is. Maar in elk geval, Bertus sê toe vir my, Morney, en ek ken nou vir Bertus goed, ek stap 'n pad met hom, en hy sê toe vir my, staan op uit jou stoel uit, en ek staan op, en Bertus kom staan langs my, en hy staan letterlik teen my, en hy sê vir my, Morney, voel jy ongemaklik? En ek sê vir hom, well, Bertus, hierdie is nou nie heeltemal ideaal nie, maar nee, ek voel nie te ongemaklik nie, ek meen, hy sê vir my, ok, ek gaan lê plat op die grond, en ek gaan lê op die grond op my rug, en Bertus kom staan boor my, wydsbeen boor my, en hy buik af, en sy gesig is soos 20 cm van my gesig af. Hy sê vir my, voel jy nou ongemaklik? En ek sê vir my, nou voel ek blerrie ongemaklik. Ek het eintlik 'n ander woord gebruik. Daar sê en hy sê toe vir my, en hy staan toe op, en ek is toe nou terug in die stoel, en ek is toe 'n bietjie meer gemaklik, en hy sê toe vir my, maar dalk is dit hoe Andrea moontlik kan voel oor Wilma, want ek en Wilma het hierdie sprokiesverhouding gehad, nie net op Facebook nie, want al ons goed is op Facebook, maar ons het 'n sprokiesverhouding gehad, en ek dink baie keer het Andrea vasgevang gevoel en bedreig gevoel deur hierdie dooie vrou, en ek dink daar's soveel mense daar buite wat dalk dieselfde probleem het. Ja, wat mense besef. En ek het nie regtig besef wat so groot impak dit dalk op haar kon gehad nie, en ek het geweet, ek het heeltyd vir myself gesê, maar Wilma is dood, sy's nie hier nie, wat se kompetisie kan sy wees? Tot ek gaan terugsit het en besef het, maar sien dit net uit haar oogpunt uit, en hoe moet sy voel? En ek lag nou lekker, ek en sy het 'n paadjie gestap, en ons kom vandag baie goed hierdie weg, en ons moet mekaar 'n bietjie skuur en skaaf, maar dis die lewe, en mens stap 'n pad. Ek moet net vir jou by sê, ek het soveel mense ontmoet daardeur, met Wilma se dood, wat vir my gesê het, eers Morney, dankie, julle verhouding het ons wel laat glo dat daar wel 'n sprokiesverhouding aan buite is, en dit is daar is sprokiesverhoudings aan buite, en ek en Andrea stap 'n pad, en ek weet, die toekoms is nie garantie nie, maar ek sien uit in die toekoms, en ek weet, ek kan daar selfe gelukkig lewe wat ek en Wilma sou gehad het, kan ek en Andrea hê, en geluk is daar vir almal, en maak nie saak wat op jou pad kom nie, weet jy wat, moet nooit opgee nie, you can quit, but you can never give up, en moet nooit opgee op die lewe, moet nooit opgee op geluk nie, moet nooit opgee op liefde nie, mense is nie gemaak om alleen te wees nie, en moet nie die pad alleen stap nie, en ons het nou gesels, voor ons begin chat het op die lig, het jy genoem van, jy weet, baie keer is 'n ou geneig om te gaan wegkruip in jou huis, en jy wil net alleen wees. As 'n mens op 'n moeilike plek is, moet jy moet besig bly, jy moet uitgaan, jy moet uitreik na mense toe, uitreik na dinge toe, doen net iets, raak aan die gang met iets, besig met iets, want jy kan so maklik in 'n gat verval, en daai gat, jy dink jy doen goed om weg te bly van mense af, maar jy gaan dieper en dieper en dieper. Daai is baie belangrik, en ek dink veral as jy het nie nou al uitgefigure het nie, na COVID nie, dan gaan jy dit nooit uitfigure nie, want dit is juist die ironie was, ek vind selfs waar ek sal dit ouens dink, moet ek nou lekker bubble back is en so aan, maar ek is 60% introvert, gloed of nie, so op 'n stadium begin mense my energie tap, dan moet ek wegbreek. Yes. Maar COVID het ek het so gemaklik begin raak in my isolasie. Correct. En ek het begin, dis 'n probleem. Groot probleem. Waar jy, ek wil amper sê, dis soos om in die slaap te raak in hypothermia, en ek dink in Alaska. Jy wil net 'n nap vang, maar as jy nap is jy dood. Is jy gone, ja. Jy weet, so daai is verskriklik gevaarlik. Of en dan natuurlik aan die ander kant, met ander woorde, dis 'n stelselmatige spiral afwaarts,
of wat ek nou oor die jare met sekere familielede ook gesien het, wat nou weer daai inwaarts gefokus Jannie Jammergat goed, wat Correct. ook jou versnel na Absoluut. 'n baie onaangename eindresultaat. Absoluut. En op die einde van die dag is you get what you focus on. En as jy fokus op alleen wees, op jou isoleer, op die Jannie Jammergat, goed, as jy heeltyd daarop fokus, dis wat jy gaan kry. En ons het hierdie ding in die brein, wat noem ons die reticular activating system, so 'n stelsel hier agter, en ek weet nie of jy van hom weet, of hier is 'n ding hier agter in jou brein, en die funksie van daai deel van die brein is om al die gedagtes wat deurgefilter word. Elke dag het ons miljoene idees, flitsse wat deur die brein gaan, en daai ding se funksie is om te filtreer wat belangrik is. En die enigste maatstaf wat die RAS, die Reticular Activating System, gebruik om te identifiseer wat belangrik is om te kry, hy gaan net bepaal wat belangrik is op dit wat jy op gewoonlik fokus. Dit is al wat hy as maatstaf gebruik vir wat belangrik is. Ja, so met ander woorde, wat jy hom nou geoefen het mee. Dit gaan dit deurlaat. So as jy homself oefen, as jy daai RAS oefen om te fokus op Jannie Jammergat, dan kry jy Jannie Jammergat. As jy, kom ons vat die, ek ry Nissan Randburg, het my 'n Nissan bakkie gesponsor vir die event wat ek nou doen. Ek het bitter min van die Nissan MB200's op die pad gesien. Tot die dag wat hulle vir my Nissan vergeet om te ry. Nou sien ek een om elke blerrie hoek en draai. Natuurlik, nee. En want nou fokus ek daarop. En dit is presies hoe die brein Dis die radar. Die radar. is, en ons weet dit, daai is 'n fantastiese voorbeeld met karre. Ek onthou selfs toe ons eerste keer pregnant geword. Presies. Skielik, ek kon nie glo al hierdie pregnant vrouens wat ek skielik sien. Nou moet jy bonstel, want as ek pa. Ja. Ek joke. Maar dit is so waar, en dit is presies dit. You get what you focus on. En so ja, dit is powerful. En ja, deur my so verlede jaar het ek doen nou daai 72 halfmarathons gedoen, en deur dit het ek 'n groep mense ontmoet wat betrokke is by The Character Company, en wat hulle doen het absoluut my hart geraak. En ek het nog altyd ek hou van fiksheid en gesondheid, en ek kyk nog altyd na 'n probleem uit 'n ander oogpunt as 'n dokter. Jy gaan dokter toe, ek sê hier met baie respek, en die dokter sê, Morna, jy het hoë bloeddruk, hier's jou pilletjies. Nie altyd nie, maar 90% van die tyd is dit wat dokters doen. Simptoombehandeling. Ja. En ek sê nog altyd, as jy die oorsaak wegvat, of die oorsaak aanspreek, gaan die simptoom weg. Character Company doen langtermyn mentorskap vir jong seuns wat met afwesige paas groot word. En as ons kyk na die probleme in ons land, 4 uit 5 seuns in ons land, met die statistiek wat hulle op werk, 4 uit 5 seuns word groot met 'n afwesige pa. Meer as 90% van mans in ons tronke vandag, volgens studies, kom uit 'n omgewing uit waar die stats wys, hulle het geen positiewe manlike rolmodelle in hulle lewe gehad nie. Nou seuns se vormingsjare waar hulle identiteit vorm, positief of negatief, is in die vormingsjare tussen 5 en 10 jaar oud. Nou jy het self 'n laaitie, en as daai jong seun in 'n omgewing groot word waar daar geen liefde van 'n vaderfiguur is nie, waar daar nie goeie waardes geleer word, en die waardes vir die Character Company op fokus as deel van hulle langtermynprogram met hulle kurrikulum is courage, kindness, honesty, respect en selfdissipline. En elkeen van daai word afgebreek in verdere onderafdelings, en die mentors wat hulle aanstel, werk dan met 'n groepie seuns, nie meer as 5 seuns in 'n groep nie. Alles wat hulle doen is aktiwiteitsgedrewe. Maar as jy as jong man nie jou identiteit vorm in daai jare op 'n positiewe manier uit 'n plek uit waar daar liefde is, waar daar omgee is, waar daar 'n paas wat saam met jou gaan balskop, wat jou leer die hart van die Here leer ken byvoorbeeld nie. Wat die belangrikste is, wat nie meer gebeur vandag nie. Dan gaan jy groot word en jy gaan 'n leemte hê, jy gaan issues hê, en jy gaan daai liefde in aanvaarding op 'n plek soek waar jy dit nie moontlik moet gaan soek nie. Drank, seks, dwelms, bendes, en ons sit vandag met die probleem van die rubbish wat paas 40 jaar terug aangevang het. En ek sê dit met respek, maar dis die feite. Wat normaal was. En as ons nie vandag iets doen, gaan ons oor 40 jaar dit nog 100 keer erger hê. As ons vandag kan begin en ons kan die harte van die jong seuns swaai en weer leer wat die hart van die Here beteken en wat die Here is en wie die Here is, nie daai liefde vir die Here daar kweek van 'n jong ouderdom af nie. As ons nie vir hulle goeie waardes geleer, goeie dinge soos respek, kan jy imagine as 'n maatskappy soos SAL, Eskom, die regering, klomp ander staatsinstellings, as hulle bedryf was op daai 5 waardes wat ek nou genoem het. Imagine waar dit kon gewees het. Imagine waar die werkloosheidssyfer vandag kon gewees het. Imagine as al die COVID geld korrek bestuur was uit 'n vorm van goeie waardes, respek vir ander mense se gesondheid, se tyd vir geld, eerlikheid. Dit gebeur nie.
ek en jy, Jacques, ons gaan nie rasisme, korrupsie, gender-based violence, ons gaan daai dinge, ons gaan dit nie stop in ons leeftyd nie, maar iewers moet ons begin met iets, en ek het gevoel, hier wil ek aktief betrokke raak, en ek wil op my manier, op die platform wat ek het dalk met die crazy goed dat ek aanpak, wil ek iets begin doen, en ek wil betrokke raak, en toe het ek die Be That One campaign begin, vir die Character Company, en ek het nou daarmee begin, die 2 Oktober, ek is nou goed in die gang, en die laaste dag gaan die 12de Desember wees, en ek doen 72 kilometer elke dag op 'n spinningfiets, stationary fiets, heeltemal uit my comfort zone het, want ek glad nie 'n fietsryer nie. Ek het, die laaste wat ek regtig geoefen het, was hierdie jaar met Comrades, toe ek hierdie jaar die Comrades weer by die huis in lockdown op my treadmill gehardloop het. Daarna het ek nie regtig veel geoefen nie. En ek het hierdie challenge begin, ek gaan nie vir jou jok nie, my boude was gaar gewees na die eerste paar dae. Die grootste sitplekke wat ek al ooit gesien het op. Nee, dit was nag. Maar weer eens, dit wys jou net, jy kan iets uit jou comfort zone uit doen. Ons lyf is tot baie meer in staat, natuurlik met die krag van die Here. My gunsteling teks vers Filippense 4:13, ons is tot alles in staat deur hom wat jou krag gee. As ons dink ons kan nie meer nie, as ons nou goed moeg is, eintlik as ons net gat vol, want ons is nie regtig so moeg dat ons nie meer kan nie, ons wil net nie meer nie. Jy gaan gym, jy doen jou squats, en as jy na jou derde stel, jy by 12 kom, dan dink jy, maar ek kan nie meer nie. Maar eintlik is ons net 10% daar, jy kan nog 90% meer doen. En ek's baie geseënd, ek's baie dankbaar vir die krag en die genade van die Here, ek's nog gesond, ek's fiks, baie fikser as aan die begin van die projek. En dit is, ja, so die idee hiervan is om mense bewus te maak van wat die Character Company doen. Hulle is op soek na fat men, faithful, available, teachable men. Mans wat gaan sê, ek wil deel raak hiervan, ek wil ook 'n verskil maak in die samelewing, en ek wil betrokke raak, en ek is bereid 'n bietjie van my tyd te gee, om met die Character Company wat al reeds 'n goeie platform het, wat al reeds al die sisteme in plek het. Dis nie, hulle hoef nie die wiel te gaan uitvind nie, hulle het dit klaar gedoen. Hulle het klaar 'n kurrikulum in plek met hierdie mentorskap wat hulle by die seuns doen. So hulle soek net nog mans wat betrokke raak en sê, weet jy wat, en Jacques, ons kan nie almal ons geld gee nie, want nie almal het die geld nie. Maar ons almal het tyd, of as jy nie tyd het nie, ken jy iemand wat die tyd of die geld het om betrokke te raak. En so een daarvan is om bewusmaking te doen om nog mentors te kry, en die ander gedeelte is natuurlik fondsinsameling, om te kyk om mense betrokke te kry. En my doelwit is om te kyk om soveel as moontlik mense te kry en te sê, weet jy wat, ek is bereid om 'n hamburger en 'n Coke 'n maand te gee. Met ander woorde R72 'n maand te gee, want dis wat hamburger en Coke deesdae kos. Ek gaan een burger en Coke gaan ek opgee 'n maand. Ek gaan Character Company se webwerf toe gaan en ek gaan commit en ek gaan R72 'n maand gee. Dit is belastingaftrekbaar, so jy kry die benefit daarvan anyway, so dis eintlik 'n spaarplan. Artikel 19 of wat is dit? Ja, section 18A. 18A. En so dis 'n groot projek om te ondersteun, maar dit iewers moet ons begin. En ek het gevoel hierdie is 'n projek wat ek wil aanpak. Dit is vir my baie na in die hart. En as ons die harte van jong seuns kan verander, imagine waar hierdie land oor 40, 50 jaar, jy was self verseker geweest, ons het 'n pragtige land, ons het nog steeds die mooiste land in die wêreld. En om terug te kom na die skepe toe, as ek in 'n omgewing kan werk waar ons 65 nasionaliteite het, verskillende persoonlikhede wat elke dag saam lewe, alles saam doen, saam werk, saam eet, saam alles doen. En dit kan maak werk vir 9 maande in 'n ry, sonder dat daar op mekaar gevloek word, geskree word, waar ons in liefde kan saamwerk en suksesvol is in ons besigheid daarmee saam. Ons kan hierdie land maak werk, maar almal moet inkoop ry en almal moet dit wil doen. En ons moet ophou om te sê, maar wat doen jy? Dis meer 'n kwessie van wat doen ek? En hoe kan ek dit verander? En as ek daai klip in die dam gooi, daai ripple effek, as ons kan begin en ons kan 'n gemeenskap verander en ons kan 'n paar mentors kry in 'n klein gemeenskap en 'n verskil daar maak en die seuns se harte begin verander, dan kan ons 'n klein dorpie verander. As ons 'n dorpie verander, kan dit 'n stad verander. As 'n stad verander, kan die provinsie verander. As die provinsie verander, kan die land verander. Dit gaan nie môre gebeur nie, maar ons lewe in hierdie instant wêreld. Ek wil die knoppie nou druk om die TV-kanaal te verander, dan raak ek 'n veteran as ek moet opstaan en die remote langs die TV-kanaal, want hoekom is hy nie langs my stoel nie? Instant, alles is instant. Yes. Maar partykeer moet ons net sê, maar weet jy wat, hierdie is 'n langtermyn ding. ons gaan dit nie oornag verander nie, want ons gaan nie. Maar ons kan iewers begin, en hierdie is 'n projek naby my hart, en dis waarmee ek begin het. En baie belangrik, wat ek daarbey sal aansluit, Morney, is dat, jy weet, soos jy nou sê, ons weet, ek het nou my laaitie, en ek het 'n hart vir die seuns, vir die jong manne, want ek het laai tyd, toe ek die eerste keer ontmoet het, ek glo, ek sorg die jong ou keer, dan sorg jy die familie van die toekoms. Daar jy wen 'n familie, want hy gaan nou, as sy fondasies reg is, gaan kies hy die regte vrou. Korrek. En daar gat jy.
maar ook best practice. Daar's paas daar buite, selfs ek ook, wat jy het 'n konstante groei wat jy wil verbeter en okay, wat is Google? Gaan ons nou, jy weet jy het nou focus on the family, James Dobbs. Daar sekere ouens daar, maar ons wil nie altyd natuurlik gaan Google nie. Ek wil hoor, hoe doen jy dit? Jy weet, so dis weer daai, hoe doen jy dit as pa met jou laaitie? Wat is jou uitdaging? Dis die groot ding en dis ek het nooit besef hoe belangrik mentorskap is nie. Want ons almal kan gaan Google. Ons almal kan dieselfde Google. Die laaitie van 5 jaar kan 10 keer beter as ek Google want hulle is meer op die internet. Maar daai lewenservaring, daai paadjie wat ou gaan stap saam met iemand wat net bietjie meer ondervinding as jy het. Dit beteken nie die mentor weet alles nie, maar jou mentor is dalk net 2 tree voor jou. Hy het al die pad gestap, hy het die ervaring. Hy kan al boeke skryf, soos ek kan boeke skryf om wat om nie te doen nie. Byvoorbeeld rondom hierdie projekte, ons gaan nou 'n bietjie daar gesels, maar wat om nie te doen nie. Maar die mentor het dalk net die paadjie gestap en kry iemand wat jy gemaklik mee is, kry iemand wat bereid is om jou uit jou comfort zone uit te haal. As jou mentor jou nie challenge nie, dan beteken dit jou mentor doen nie sy werk nie. Want jy moet iemand, solank alles uit 'n omgewing van liefde en omgee uitkom, is dit great. Maar jou mentor of wie ook al jy in jou lewe het wat jy daai pad mee stap, alles is net jou vriend, moet jou challenge en jou elke dag wil laat verbeter. En as jy nie so bietjie ongemaklik is daarmee nie, dan roer dit nie die regte snare nie. Gaan lê op die grond. Dis hy. Net so. Hoorie so, ja, dis inspirerend en ons sal in elk geval ons sal in die show notes sit en as ons hierdie post, die character company en so aan ons al daai goed te share. En ek dink dit is baie belangrik. Ek was iets wat ek graag ook meer met julle sal betrokke raak, want ek weet ook nie, ek is bewus van hierdie tipe van ding. Natuurlik. Jy weet, so dis die ander kant daarvan, nee, dis ek sê al gaan Google jouself sal jy nie eers dit sommer net kry nie. Maar kom ons praat 'n bietjie. Ek het vir jou voor, jy het nou gepraat van Nissan wat jou bakkie wat hier buite staan, wat jy skielik hulle begin raak sien dit. Kom ons praat 'n bietjie commercial. Die commercial om het wat jy nou gesê het wat om nie te doen. Hoe lyk hierdie? Want ons het Leilani Kieter met daai hele for survivors wat nou onlangs ook weer haar stappe gedoen het. Hoe werk dit? Jy weet vir ouens wat dit wil doen daar buite, die skeptiese poepolle wat dink jy steel geld of jy doen dit net, daar's seker altyd daai ons Afrikaners is ons wonderlik skepties. So jy daai kant, so wat weet om daai mite se keel af te sny en aan die ander kant weet wat om nie te doen nie en dan gee ons net 'n snapshot van tipies so hoe so 'n projek sal om net te begin, wat ek geleer het is, moet vind net jou dinge af van wat ander mense sê. Ek ken my hart en die Here ken my hart. En dit het my lank gevat om by die punt te kom waar dit 'n kwessie is van, weet jy wat, ek doen wat in my hart is en ek voel absoluut te veer wat ander mense dink. Solank ek vanaand en môre myself in die spieël kan kyk en heeltemal happy is met myself en myself nie bullshit nie, dan wat ek moet eerlik wees met myself, dan is dit reg. So dis baie belangrik, wees eerlik met jouself. Die grootste ding wat ek geleer het is jy moet na jouself kyk vir baie lank en dis nie altyd lekker om te erken nie, want veral die besigheidsmanne daar buite sê maar jy's 'n aap gewees, hoe kan jy dit so doen? Ek het vir baie lank al my spaargeld gebruik om myself in die gang te hou om hierdie goed te doen, omrede ek juist bang was vir die ou daar buite wat gaan vangerwys en sê maar jy doen dit net vir die geld, jy doen dit vir die en mense sal partykeer verbaas wees as hulle in jou bankbalans kom kyk om te sien hoe jy lewe en wat jy doen en hoe jy al jou eie fondse gebruik of familielede wat jy ondersteun net om te kan aanhou hierdie passie van jou volg. Maar dis die domste ding wat jy kan doen, want as jy nie sustainable nie. Dit is glad nie. As jy nie jouself kyk nie, en ek ken vir Leilani en ek en Leilani het al hierdie gesprek baie gehad. As jy nie na jouself kyk nie, dan kan ek nie ek kan dalk nog vandag 'n verskil maak, maar as ek nie my rekeninge môre kan betaal nie, kan ek môre niks vir niemand beteken nie. Yes. En dis die grootste fout. So ek kan boeke skryf vir wat om nie te doen nie. Die manier hoe ek dit begin aanpak het, besef ek dit is as jy iets soos hierdie wil doen, tensy jy gelukkig is en ek sê nie dis onmoontlik nie, maar hierdie jaar was 'n baie moeilike jaar. So COVID het die hele wêreld, daar's geen ou in die wêreld wat kan sê COVID het hom glad nie geraak nie. So hierdie was 'n bitter moeilike jaar om 'n projek te doen, veral vir fondsinsameling, selfs net vir R72 'n maand by iemand. Dit is moeilik. So wat die fondsinsameling vir hierdie projek aanbetref, dit gaan baie moeilik en stadig. Maar wat ek besef het, wat is die teiken? Ek het oorspronklik vir myself gesê ek wil 5184 mense wat elkeen R72 'n maand commit. So hoeveel is dit dan nou? As ons dan begin praat ons van give or take R500,000 'n maand. En glo vir my, ons is bitter ver daarvan af. Maar een ding wat ek besef het is 'n mens moet nooit miskyk alles wat jy doen. As jy alles, en hierdie is my opinie, as ek aanhou alles doen, my hart is op die regte plek en ek aanhou gee,
Mits jy seker maak dat jy na jouself kan kyk, jy moet inkomste kry. Jy moet mense kry. En ek het nou 'n paar mense, nie baie nie, maar ek het 'n paar mense wat my begin finansiëel ondersteun, laat ek my eie rekeninge kan betaal. Want hierdie is my werk, hierdie is wat ek doen. En ek het vir baie lank het ek self skuldig gevoel oor, eers maar, Jacques, jy kom ran jou besigheid, maar ek sit op 'n fiets en ek trap. Maar dis my werk. Dis my platform wat ek gebruik. Kom sê ek is die atleet vir die dag en ek doen dit. So, dit het my baie lank gevat om daai platform te kry waar ek nou is, waar mense kan sien, maar weet jy wat, ons wil graag ons brand koppel aan uithou vermoë, aan guts, aan commitment, en dit begin nou eers, nadat ek in 2015 daarmee begin het nou eers, ons trek in... Maar jy het ook credibility. Jy het credibility, ek wil dit is, jy is nie 'n fly by night nie, en ek dink dis die ander ding wat ouens wil sien. Ek onthou ek onthou met Klipkous, en so kom ek altyd, ek sê dit nou dalk nie met 'n goeie hart altyd, ek lag altyd, as ek hoor ouens wil, ek sê ek lag, ek gaan nou nie in lag in 'n ou se gesig nie, maar waar ek ouens sê, ek wil 'n podcast, en sê ek, ja, is nice, maar ek dink jy verstaan wat dit beteken nie. Daar's 'n rede hoekom ek 5 jaar later, en ek sukkel ten spyte van hoe makliker dit geword het om goed te doen, want jy doen sekere goed outomaties, maar om daai consistency, en dit is gelyk aan kredietwaardigheid. Presies, en baie mense het verlede jaar vir my gelag toe ek sê, ek gaan 72 dae elke dag halfmaraton hardloop, en toe ek het klaar gedoen het, toe is daar mense wat my sê, wow, Morney, well done, en toe, maar jy gaan dit nie weer kan doen nie. En nou sê ek vandag waar ek hier sit, is dit dag 43 wat ek klaar gemaak het. En enigiets kan môre verander, maar ek is positief en ek glo ek gaan follow daarmee, met die krag en die genade van die Here, maar daai credibility is belangrik, en hou net aan, just never give up. As dit jou passion is, en hier is my passie, ek wil aanhou om verskil te maak. Moontlik is daar dalk 'n volgende projek, dalk 'n ander ietsie betrokke, of dalk begin ek my eie ding, wie weet, maar gee elke dag 100%, en moet niks terug verwag nie, en dit is 'n verhouding. Enige verhouding, mense sê dis 50-50, maar ek glo verhouding is 100% gee, niks terug verwag nie. Dan as ek 100 gee, en Andrea gee 100, dit is 200%. En magic, great. Maar hou aan gee, moet niks terug verwag nie. En hierdie, ek gaan aanhou gee en gee en gee. Die, 'n projek soos hierdie, weet ek, die finansiële sy daarvan is dalk nie vandag waar ek het wou gehad het nie. Maar die saadjie wat hy plant, jy weet nooit wat oor 'n jaar gaan gebeur. Hierso is jy vandag, jy dalk nie van die Character Company geweet nie, maar oor 3 weke staan jy met jou pel langs die braaivleisvuur en praat, en julle praat oor die probleme in die land, en die liggie gaan aan en sê, maar weet jy wat, Character Company, hulle kan dalk 'n verskil maak, en jou pel besit dalk wat se maatskappy, en hy sê, maar weet jy wat, ek moet bietjie vir my belastinggeld op 'n goeie plek, weet, 'n plek vir die belastingman gee, kom ek gaan belê dit in 'n maatskappy wat goeie werk doen, want ek kan die belastingvoordeel kry. Mens weet nooit wat die dag van môre inhou nie, so hou net aan. Dit is nie, as hierdie iets is wat jy wil doen, tensy jy iemand kry wat eenmalig vir jou groot bedrag geld kan en wil gee, dat jy 'n once-off ding wil doen, as hierdie pad is wat jy wil stap, dit is nie 'n rykword skema nie, dit is nie 'n pad wat jy maklik gaan doen nie, dit is 'n langtermyn storie wat jy stelselmatig jou kredietwaardigheid opbou, en maar dit kan gedoen word. Wat is, weet as mense gaan kyk Suid-Afrika, ons praat 'n bietjie na die non-profits, ek weet, ek onthou oor die jare in Engeland, as 'n liefdadigheidsorganisasie nie 80% weggegee het nie, dit is best practice, en is dit in Suid-Afrika nog die geval? Ek weet Suid-Afrika is ook sy eie grootste vyand met dit, want ek dink hier kan jy 80% op overhead spandeer, as jy 'n charity, nou kom die girl nou met 'n BMW om die draai, skryf, wat nou, jy weet, so dit voel vir my nou weer daarso is, hoekom, ek sê ook nie verbaas hoekom ouens skepties is. Ek is glad nie verbaas dat mense skepties is nie, die pad wat ek met mense begin stap het, is, ek weet mense het my harde aan raak gesien, en mense het my begin vertrou. Ek self het nie my eie non-profit of charity besigheid nie, dis hoekom ek dit nog altyd deur iemand anders te doen. Ek weet nie wat's die legal aspek van hoeveel mag jy weggee nie weggee nie, hoeveel mag jy gebruik vir overheads, vir salarisse en daai goed, maar ek weet die persepsie daar buite is, baie mense is skepties om geld te gee, want hoekom moet ek R50 vir maatskappy X gee, maar hulle gaan R40 gaan hulle gebruik vir salarisse, en R10 gaan dan om vir sannykos te koop, wat die oorspronklike doel was. So daar's 'n baie fyn lyn. Ek sê altyd, gaan in die ouens toe, gaan vra vir ons, as jy skepties is, gaan na 'n Character Company, sê vir hulle, maar weet jy wat, wys my jou boeke, en as hulle niks het om weg te steek nie, dan gaan hulle boeke oopmaak vir jou, so maklik soos dit, en as hulle dit nie wil doen nie,
dan moet daar ook jou aangaan en sê maar dis al klaar, so dis jou eerste acid test. Kan ek die boeke sien asseblief? Presies. So dit is iets wat ek altyd vir mense sê, weet jy wat? En dan tydens lockdown het Charity Company kospakkies gedoen. En hulle kon presies, en ek het gehelp met die verpakking van baie daai goed. Hulle kon presies vir jou sê, Jacques, jy het R50 gegee. Jou pak, jy kan nie vir jou presies sê, okay, jou R50 het presies vir daai huis gegaan nie. Maar op daai dag het ons daai kos gaan aankoop met daai geld wat jy gegee het. Alles traceable. Alles is traceable, foto's van waar die pakkies afgegee is, nie mense se gesigte afgeneem nie, maar foto's van hulle voete afgeneem en die adres waar dit, jy weet die straat, ten minste waar dit was. Dit is belangrik, so daar moet deursigtigheid wees, daar moet oop kaarte gespeel kan word en weer eens gaan kyk wat die ouens doen. Gaan, soos ek gebruik 'n Charity Company waar ek nou baie nou betrokke is, gaan kyk wat die ouens doen, gaan saam met hulle op kampe. In plaas van om net jou opinie te gee, ry uit na hulle toe en gaan praat met die mense en vra vir hulle wat gaan vir wat en daar's baie mense wat nie hulle geld wil gee nie en dis okay. Maar as jy 'n verskil wil maak, as jy skepties is om nie jou R100 te gee nie, wat van jy gaan gee uur op 'n naweek en gaan kamp saam met die ouens en gaan speel saam met hulle paar speletjies en vind vir jouself uit. Maar ons praat maklik, ons wys baie maklik vanger, maar ons is nie altyd bereid om die ware feite uit te vind of om die veldwerk te gaan doen nie. Ons is nie bereid om ons hande vuil te maak nie. Dis maklik. Jy weet ons kan coach van die rugby stoel af in die kamer van die rusbank in die sitkamer. Maar ons wil nie gecoach wees. Ons is experts, maar ons wil nie gaan coach in die week nie. Dis baie waar, né? En een ding wat mense ook en ek herinner myself, né? En ek het oor die jare ook waar ons met non-profits te doen het, ek vir ouens ook sê jy moet jou produk of die oplossing wat jy bied, moet jy soveel moontlik verskillende produkte opchop. En wat ek daarby bedoel is kon sê nou byvoorbeeld so party ons weet ons is baie nou betrokke met President Kreer Kinderhuis in die Moot. Weer eens my hart is vir in hierdie geval is dit Giovanni, klein Giovanni en dan die President Kreer Kinderhuis in Reddersburg in Vrystaat. So dis natuurlik nou weer die emosionele Vrystaat konneksie. So met Daniel is ons daar ook betrokke. Nou obviously nie, jy weet, jy gaan nou nie die kind van naweek in Reddersburg nie. Maar so ons hart gaan vir die laaitie en dan daarso was dit waar hulle speelterapie moet inkoop van Bloemfontein af vir die jong dogtertjies veral. Jy weet wat nou shots, emosionele shots en goeders gevat het. En dit is wat ons geld is measurable. Dis measurable. Ons het as 'n gesin gesê as ons julle X gee per maand, wat beteken dit? Nee, ons kan vir elke Dinsdag 'n speelterapeut inbring en hulle gaan 10 dogtertjies gaan bedien word weekliks. Nou weet ek dit. So ek weet as ek volgende, jy weet so dis daai measurable en dis jou hart. So dis weer ook, moet nou nie 'n ou gaan afskiet wat 'n charity is. Jy nou nie hart het vir seuns of verstaan wat dit beteken nie. Hou nou maar jou bek en maar gaan kry vir jou iets wat as dit skoene is. Dis dit. Dis nie altyd kos. Absoluut. En klere en education. Andrea byvoorbeeld, ekskuus ek val in, maar Andrea byvoorbeeld, halfte is diere. Kyk, as jy net iets kan red van 'n skilpad tot 'n donkie, dan gaan ons hom red. En dit is sy. En dis wonderlik. Jy nou my dogtertjie met die voeltjie vanmôre gesien. Presies net so. Dis hoekom ek so lekker gelag het. Ek hou van Andrea hier weg, want sy gaan hy voeltjie wil red. Maar ons kan nie altyd almal help nie, maar elke dag kan ons iemand help. En as jou hart by seuns lê, kry doen dit. Maar as jou hart by 'n donkie lê, weet jy wat gaan help by donkie? Absoluut. Maar maak 'n verskil. Ja. Want jy weet, en ons wil nie die kerkie inbring nie, maar as ons regtig glo wat in die Bybel staan, dan moet ons 10de gee. En ek voel in my hart, jou 10de is dalk 'n 10de van jou tyd ook. Jy weet, dit is die ander kant om daarna te kyk, maar wat doen jy? Wat amper moeiliker is. Dis baie moeiliker. Ek wil sê geld gee is 'n maklik een om die probleem te gooi. En ek en jy praat vandag hier lekker en ek dink ek kry meer uit hierdie sessie as wat jy vandag hier kry, want ek leer en ek geniet dit en ek raak geïnspireerd met dit wat ek by jou leer. Maar om fisies jou tyd te gee om na kom ons beweeg van die kinders af, om na 'n plek waar hulle honde rehabiliteer, om jou middag daar te gaan spandeer, om weer daai empatie, daai liefde vir die honde te kry, daai omgee te kry en dit wat jy daai kry as mens, om net vir jou tyd te kan gee. Jy loop al weg baie emosioneel, maar jy's verryk as mens. Om seuns een keer 'n week 'n middag te gaan oplaai en met hulle tyd te spandeer. Glo vir my, die groepie seuns wat ek help elke week, ek kry meer as vir die seuns kry. Alhoewel hulle baie daai kry, want hulle kry daai paar figuur, hulle kry iemand wat hulle op die rug gooi en wat hulle op die gat skop en wat saam met hulle bal skop en
wat hulle uit die boom uit laat spring, want mamma is te versigtig, mamma wil dit nie doen nie, want mamma die moeder omgehaak. Ja. Maar waar ons bietjie meer avontuurlustig is, maar as jy jou tyd begin gee, jy as mens sal, soos wat ek glo ons met elke dag lees, jy weg van jou tablet af, skryf jy 'n lekker boek wat jy kan blaai en jy voel die bladsy in jou hand, wat dit jou as mens verryk, het sy dit fiksie of enigiets is, besigheidsboeke is, maar doen dit. Maar daar is sekere goed in hierdie tipe ding om jou tyd te gaan gee vir iets en vir iemand en vir 'n kos naby in jou hart, dit verander jou lewe totaal op 'n goeie manier, totaal en al. Ek sê altyd, ek weet van geen situasie, en ek gaan dit nou baie simpel, oppervlakkige voorbeeld daar by jou punt aansluit, is waar ons gespot het en dit onsmaaklik geraak toe ons terug is in die land waar ons nou almal nooi ons vir 'n braai, maar niemand nooi jou vir 'n braai nie. Jy weet, ons het laterlik agterkom, ons is nie die enigste familie wat raai. Ja, ons moet braai. Hoeveel keer gaan jy nou, kan ons asseblief oorgaan na aksie? en ek praat van pelle van 25 jaar wat so praat en nie oorgaan. Never mind jou vreemde buurman. En ons het net op 'n punt gekom waar ek vir Christina gesê het, ek is nou gatvol vir die storie. So wat ons nou gaan doen is, ons sal elke maand iemand nooi vir 'n braai. En dit was nou skop jou ego en soos nee man, die mense se moed. Toe sê ek vir ons het nog nooit sleg gaan slaap nadat ons goeie gasheere was en vrygewe was teenoor mense. En daai is my punt. Absoluut. Jy gaan slaap nooit sleg vanaand. Jy dink is moeite. Dis altyd daai is 'n lykheid, nee. Ek is nou lus om met die laaitie te gaan speel. Ek is nou lus om soontoe te ry nie. Tot jy dit doen. Korrek. As jy sê daai fulfillment en dis dit beter om te gee as om te ontvang. Dit is universele feit, nee. Absoluut. Ons vergeet dit net. Ons lei gatte. Net so. Monay, dit was awesome om jou te praat. Dankie dat jy het weer, is die tweede keer wat jy hier by Boma kom sit, is heerlik om jou hier te gehad het. Jy's 'n inspirasie, Pel. Jy weet, dit is nie, en ek sê vir jou, jy laat maklik lyk. En dis altyd die gevaar, oor dit laat maklik lyk, dan dink jy, ja, nee, wat, 72 kilos 'n dag, nee, maar jy laat dit reg maklik lyk. So well done. Ek waardeer dit, dis so lekker, julle plek hier is amazing, en dit is, ek sien uit na volgende jaar wat ons 'n paar goed hier kom doen. Maar baie dankie vir jou hart en dankie vir jou tyd. En 'n mens kan net al wat ek hier sien is jou hart en alles. In die klein goedjies van jou Parys goed in die muur en die manier hoe jy boerierals hier buite maak met liefde. Dis amazing, so baie dankie daarvoor. Ja, verskriklik dankie Monay, ek waardeer. Maar ons ek hou jou fyn dop, né? Ek kan nie wag vir daai. Maar jy sê 12 Desember. Maar verduidelik, ek weet noem net vir die ouens gou-gou 12 Desember waarso en dan is daar 'n geleentheid vir die ouens om te kom saam. Dit sal great wees. So ek het daai dag 72 fiets op saam met my daar. So ons wil hulle almal graag volmaak. So ek dis by die Valley View sentrum in Kreersdorp by die Planet Fitness. Dit is op Robert Broomweg. En ons gaan 72 spinningfietsse buite hê en lekker met atmosfeer, musiek en alles en jy kan ook nog geboerie daar kom braai. En ons gaan fietsse is R1000 'n fiets. Okay. So wat meeste van die mense wat al klaar commit het doen is, hulle sien nie kans vir 72 nie, maar hulle sien kans vir 7.2. Alright, so klomp buddies kom, hulle is verantwoordelik vir, dis hulle fiets vir die 72 die 10 pelle gooi, elkeen bring 10 biere, lekker na die tyd gaan ons kuier, want ek gaan 'n paar bruisdrankies na die tyd gaan ek vat, maar elkeen gooi R100 in die pot en as die 10 ons in die fiets is vol, en is great, dis 'n lekker teambuilding event, maatskappye sê, weet jy wat ons vat, ons het 50 mense, ons vat 5 fietsse, en ons gaan daai 72 kilos gaan ons opmaak, op elke fiets van hy. So ons wil graag al 72 fietsse volmaak. Daai fondse gaan direk vir die Character Company om mentors te kan aanstel in sleutelgemeenskappe waar daar so groot behoefte is. Hulle het 'n waglys van soveel seuns wat kry om 'n pappa figuur in hulle lewe te hê, maar hulle die fondse nodig om my mentors in plek te kry. Ja, ons sal ek so 'n bietjie dit van ons kant af, we kan die groot klok hang en by dan ek het een van my hartsvriende is daar in Randendal. Fantasties. En Shaal en Elmarie, ek gaan vir hulle daar uittrek of hulle nou weet of nie, hulle gaan kom fietsstrap. So. Ek sien nou daarna. Jacques, verskriklik baie dankie. Dit is 'n eer om voorreg. Dankie. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.